Handelinge hoofstuk 26 vanaf vers 1. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig koning Agrippa, dat ek voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word. Veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdiens as fariseer geleef het. Nou, ons weet dat Paulus het uit die aard van die saak, en ons het nou die hele, soos wat ons met Handelinge gewerk het, het ons die geskiedenis, het Paulus baie duidelik uitgespel wie hy was, en dat hy hom baie spesifiek toegerus het as 'n skrifgeleerde en waarskynlik 'n wetgeleerde, as ook 'n fariseer wat baie duidelik homself toegewy het tot die godsdiens van die Joodse geloof. En dan sê hy hier in vers 6, en nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Nou, ons moet gaan kyk, dis nodig dat 'n mens partykeer gaan kyk. So, wat is hierdie hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is? En dit kry ons in Genesis hoofstuk 17. Gaan ons daar lees vanaf vers 1 tot 8. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is die God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek dink dit is die opdrag wat vandag nog van toepassing is, vir elke gelowige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou, dit klink nou baie eenvoudig om te sê, wandel voor die aangesig van God, maar dit is baie meer omvattend as dit. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Vers 2. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, nou dis maar waaroor dit altyd gaan vir ons. Ons moet op ons aangesig val voor hom, want totdat jy nie daai punt bereik het. En nee, ons is nie geroep as Christene om met bravade rond te loop en vir almal te vertel, ek is 'n Christen nie. Jy val op jou aangesig voor, want dit is 'n wandel met hom. En God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Jy sien, die Here gee aan Abraham, sluit hy met hom 'n verbond, om vir hom te sê, ek sal jou vermeerder, maar jy sal 'n vader van nasies wees. Nie van 'n nasie, die Jode nie. Onthou, hierdie belofte wat God aan Abraham gedoen het, was lank voordat daar nog so iets soos 'n Jood was. Vers 5, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Nou, die HA wat bygekom het by Abraham gaan oor die woord hy, Yud hy, Wav hy, beteken, die hy gedeelte beteken the grace of God. Met ander woorde, en dit is wat vir my en jou die belofte van God is die feit dat hy sy genade aan ons betoon het. The grace of God saves the soul of man. Maar dis baie meer, want the grace of God is nie beperk tot 'n eenmalige redding nie. Dit is 'n daaglikse redding. Your mercies are new every morning.
Goed. Hy sê, jy word nou Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en dit het niks te doen met fisiese vrugbaarheid nie. Dis nie dat uit sy vlees uit soveel mense sou gebore gewees het en miljoene mense is uit. Dit gaan oor die geestelike geboorte vrug wat uit Abraham sou voortkom. Dis 'n geestelike vrug. En dan sê ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak en ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En dit is nie fisiese konings nie, dis geestelike koningskap. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. God het een begeerte en dit is om van geslag tot geslag 'n God te wees vir die wat voor hom val en wandel voor sy aangesig. En die wandel voor sy aangesig is nie 'n fisiese wandel nie, dis nie oulike ek nie, dit is 'n geestelike wandel in sy geestelike koninkryk. En ek sal, vers 8, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee. Wat is die land van die vreemdelingskap? Ons hemelse koninkryk. Die hele land Kanaan is as 'n ewige besitting en ek sal vir hulle 'n God wees. Kan jy sien? 'n ewige besitting. Want dit is wat vandag so 'n relevante leuen is wat wyd oor die wêreld verkondig word. Sien jy daar, God het 'n belofte aan die Jode gedoen. Die land Kanaan, want Kanaan is eintlik maar Israel. Die land Kanaan is 'n ewige land wat aan hulle toegewys is. En dit is net dood eenvoudig nie wat hier staan. Goed. Die punt is, dit is God se verbond met Abraham. En dit is dit wat Paulus hierna verwys in vers 7. Vers 6 en 7. Nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Ek het sopas daai belofte gelees, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Hoop om te kom. Nou, as ons dan nou sê hoop om te kom, beteken dat die ewige verbond wat God gesluit het, is om aan die volk Israel, die land Israel te gee. Wat is die, hulle het dan lankal dit besit. Hoe is dit 'n hoop om te kom? Want die hoop wat kom, is die hoop van die beloofde land, waarvan ons klaar deel is. En jy is elke dag, en ek is elke dag deel van daai hoop. En dan sê hy, oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Oor hierdie hoop. Hy word nie beskuldig oor enigiets anderster, behalwe die hoop wat ons het in Christus, om deel te hê aan die koninkryk van God nie. En dan vra hy die vraag, in vers 8, wat word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Nou, ons sal 'n bietjie later vorentoe sal ons 'n bietjie kyk na die opwekking en die opstanding. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Vers 9, wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyhandige dinge teen die naam van Jesus die Nasareëner moes doen. Goed, en dan vertel hy, dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het, en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster. Nou daai gedwing om te laster beteken gedwing om teen Christus te praat. Dit is lastering. Gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in al die buitelandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek ook koning in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien.
sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. Nou, ons het deur hierdie goed al gewerk, en wat het daar gebeur, en. So, ons gaan nou nie weer daaroor gesels nie, in die vorige opnames het ons gedeel met dit wat hier helder oordag kom Jesus en hy verskyn aan Paulus. Vers 14, en toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek in die Hebreëse taal, wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is die Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou sal stuur. So, jy sien die verlossing wat in elkeen van ons moet plaasvind, is dit wat ons in ons lewe mee groot geword het, en Paulus moes verlos word van sy godsdienstige bestaan wat hy as Jood gehad het. Dit is wat Jesus hier vir hom sê, ek sal jou verlos, want dit wat jy geglo het, jou tot geregtigheid sal reken, is verkeerd gewees, want jy het nie my genadebewyse reg verstaan nie, maar ek gaan dit vir jou wys en dit vir jou leer, en ek gaan jou stuur om vir my 'n getuie te wees. Vers 18. Om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Goed, luister baie mooi. Christus neem Paulus geestelik gevange, en hy stuur hom na die nasies toe, hy stuur hom na die Jode toe, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer. Ek gaan nou net bietjie meer gesels oor die lig. Hy sê sodat hulle tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God. Nou, elke mens is onder die mag van die Satan. Jy's gebore onder die mag van die Satan. Dit is net hoe dit is, want daai val van ons posisie in God het gebeur by Adam en Eva, en hulle het beland in die mag van die Satan. Dit is wat dit is. En ek en jy was gebore onder die mag van die Satan, en ons het in ons godsdienstigheid het ons die Satan gedien. En jy gaan nou sê, maar hoe kan jy nou dit sê? Toe ek in die kerk, vandat ek die eerste dag in die kerk kom sit, weet jy wat, jy het die Satan daar gedien. En dan sê hy, sodat hulle, deur die geloof. Nou, wat is deur die geloof? En die valse lering het gemaak dat ons geglo het, deur die geloof beteken glo net. Jy moet so half hier in die geestelike moet jy net glo net. Dit is geloof. Nee, maar geloof is baie meer as dit. Kom ons kyk wat is geloof. Romeine hoofstuk 10 en vers 17, Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Okay, so kom ons lees net gou weer hierdie vers wat Paulus hier geskryf, wat Lukas hier skryf oor wat Paulus gesê het. Hy sê, sodat hulle deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God, in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Met ander woorde, geloof is om deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God, die vergifnis van sondes kan kry en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. En dit is wat dit beteken. 'n Erfdeel
onder die geheiligdes beteken die wat geheilig is. Want Christus sê, wees heilig want ek is heilig. En wat maak my heilig? Geloof. Hoe kry ek geloof? Deur die gehoor van die woord kry ek geloof. Hoe meer ek die woord hoor, hoe heiliger word ek. En dan bedoel ek die woord soos wat dit bestem is, deur die werking van die Heilige Gees ontvang ons die woord, wanneer ons met die woord werk. En dan kry ons, wanneer ons dit met mekaar deel, dan ontvang ons hierdie erfdeel, wat vir ons bestem is. En ons hoef nie te wag tot eendag wanneer Christus ons kom haal nie, ons het ons toegang tot ons erfdeel. Vers 19, daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, want Paulus kon wees, nee, Paulus kon gesê het, nee, dankie Here, kry iemand anderster, maar Paulus is nie daaraan ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus, en in Jerusalem, en in die hele land van Judea, en aan die heidene verkondig, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God bekeer, deur werke te doen wat by die bekering pas. Nou, Paulus het eers die werke gedoen wat nie by die bekering pas nie. So wat was sy werke? Sy werke was, hy was godsdienstig, hy het die wet geonderhou, en in sy wet het hy die ware gelowiges vervolg. Maar toe, nou het hy 'n hemelse gesig gehad, en toe besef hy, maar hy het 'n vals evangelie beet gehad, en toe bekeer hy hom, en nou doen hy die werke wat by die bekering pas. Wat is die werke van bekering? Die werke van bekering is presies wat ek nou verduidelik het, wat ons kry in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So wat het hy gedoen? Hy leef nou die lewe van geloof. Werke wat pas by die bekering. Vers 21. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Vers 22 en 23 moet jy saam lees. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie. Ek sê niks anderster as wat die profete en Moses gesê het. Hoekom verwys hy na die profete en Moses? Moses is die wet, profete is die Ou Testamentiese boeke, en hulle het heen gewys na Christus. En hy sê, so ek sê niks anderster as wat hulle gesê het nie, dan vers 23, dat die Christus moes ly, en die eerste, nou maar gaan lees maar Psalm 89, en dit is onder andere 'n heenwyse na die Christus wat moes ly, en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en 'n lig aan die volk, en die heidene sou wys. Daar's 'n verkeerde vertaling daar gewees, dat Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en lig aan die volk en die heidene sou wys. En lig aan die volk en die heidene sou wys. Niks van 'n lig aan die volk en heidene sou verkondig nie, hy was die lig. Nou moet ons gaan kyk na Johannes 12, vers 24, en ek kom by die hele beginsel uit, maar Johannes 12 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. En dan vers 35 en 36 sê, en Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan, en hom vir hulle verberg. Nou, heel eerste ding is, hoekom verwys ek na vers 24? Dat die Christus moes ly, en die eerste wees uit die opstanding, en dit is Johannes 12:24.
Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus verwys hier na homself. Hy sê in vers 32, Johannes 12:32 sê, en ek as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Nou dis 'n baie belangrike geloofspunt wat ek en jy moet verstaan. Want meeste Christene mis die feit dat hulle 'n deel het aan Christus wat op die troon sit, want hy's opgelig in die hemel in. En daarom as jy enige iets wil hê van dit wat jou toekom as 'n belofte wat God gemaak het, dan moet jy na Christus toe gaan wat op die troon sit. En hoe gaan ons na hom toe? Ons gaan deur die woord van God in gebed, deur die Heilige Gees na hom toe en sê, Here, u sê, daar's 'n saadkorrel. En elke saadkorrel het lewe in. Maar solank as die saadkorrel nie in die grond val nie, bly dit alleen. Dis die woorde wat Jesus gebruik het. So, wat beteken hierdie eerste? Hy moes ly en die eerste wees. Wat beteken eerste gaan oor die first fruit? Hy is die first fruit. Want jy sien, hy is die eerstgeborene. En ek en jy moet uit hom gebore word. En daai geboorte is nie 'n eenmalige geboorte nie. Dit is 'n konstante aanhoudende geboorte. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 15 en dan behoort jy die prentjie beter te kan sien. 1 Korintiërs hoofstuk 15 gaan oor die opstandingslewe wat ons in Christus het. So kom ons kyk vanaf vers 29. Hy sê, anders wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons elke uur in die gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. En dan sê hy, as ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my, as die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. So wat sê Paulus? Paulus sê, vir jou en my om die nuwe lewe wat daar in Christus is, te ontvang, met ander woorde die opstandingslewe, die opstanding van die dode, het ek nodig om in die hemel in te gaan, na Christus toe, om dit daar te kry. Maar ek gaan sterf van myself. Ek gaan moet sterf van myself. En dan vat Paulus dit verder. En dan sê hy in vers 35, 1 Korintiërs 15:35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens. Hy sê, moenie dwaas wees nie, man. Want jy sien, dit gaan nie oor jou nie. Hy sê, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. Wat jy saai, word nie lewendig. Want jy sien, ons word die hele tyd gesê, maar weet jy wat siele is die oes. Die siele, ons moet gaan siele oes. Nee, ons moet die saad van die woord saai, en dan moet ons die Here vertrou vir die oes. En jy sien, hy sê, en wat jy saai nie, vers 37, 1 Korintiërs 15, wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, 'n naakte korrel, byvoorbeeld van koring of iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het. Nou wil ek net vir jou iets sê, want ons is nou terug by Handelinge 26, vers 23, wat sê, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode. En hoe staan ek en jy op uit die dode? Ons moenie die fout maak om te dink die opstanding vind plaas die dag as Jesus jou kom haal nie. Jesus het opgestaan, hy is die eerste saad wat opgestaan het, en hy's in die hemel by sy Vader, en hy het vir ons klaar die saad van die woord gegee, en hy wil hê ek en jy moet wandel in die saad, en in die lewe van die opstanding.
En dis verskriklik belangrik vir jou en my as gelowige om te verstaan, dat ons, as jy gaan wag vir die dag van die opstanding, wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal, dan is dit te laat. Dan het jy dit gemis. Want die opstandingslewe moet jy nou lei. En hoe lei ek dit? Ek lei dit deur gees en waarheid, want ek vat die woord van God, wat die saad van die woord is, en ek sit dit in my hart, en ek bid en ek sê, Here, gee vir elke saadkorrel wat ek in my hart sit, gee vir my die liggaam wat by elke saadkorrel hoort. En dit is die verborgenhede van die koninkryk van God, wat aan jou en my behoort. Dis ons erfdeel. Maar jy sien, jy gaan dit nooit kry as jy passief sit en wag vir jou ewige bestemming nie. Hy gaan jou nie kom haal nie. Jy sal nie die deel hê aan die opstanding as jy nie nou lewe in die opstandingslewe nie. Meeste Christene dink die opstandingslewe is, ek gaan Sondag kerk toe en ek het 'n dagstukkie wat ek lees en nee, dit is nie die opstandingslewe nie. Goed, ons het nou klaar gepraat oor die lig en lig aan die volk en die heidene sou wys, want ek en jy is nie die lig nie, hy is die lig. God omstraal vir Paulus toe hy hom tot bekering roep. En nou het Paulus net een ding. En dit is, Paulus gaan, nadat Paulus hier tot bekering kom, is hy vir 14 jaar met die lig besig. Paulus het nie net ingespring en daar gehad hy nie. Hy het vir 14 jaar, het hy die lig gesoek en dit gedeel met jou en met my en met almal wat na hom geluister het. Goed. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy's kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Want weet jy wat? Ek verstaan Festus se uitbarsting. Ek verstaan dit 100%. Want Festus kan nie die lewe in Christus sien of verstaan nie, want hy het nie geestelike oë om te sien en geestelike oor om te hoor nie. So vir hom is hierdie goed kranksinnigheid. Nee, man, Paulus, wat jy is mal, jy weet nie waarvan jy praat nie. Maar Paulus antwoord, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want jy sien, wanneer ek en jy dit spreek wat God wil hê ons moet spreek, dan is dit waarheid en gesonde verstand. Want die koning met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge. Want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Nou hierdie koning wat Paulus hiervan praat, is nie Agrippa nie. Paulus verwys hier na sy koning. Hy sê, want die koning met wie ek ook vrymoediglik spreek. Want jy sien, ek en jy gaan met vrymoedigheid in sy troonkamer in. En daar's niks van hierdie dinge onbekend vir ons koning nie. Want hy sê, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Want jy sien, en nou moet jy die hoek verstaan. Want jy sien, ons werk met jy in jou klein hoekie en ek in myne. Jy's afgebaken in jou ou plekkie. Die koninkryk van God is onbeperk. Die troonkamer van God is die hemel. En as ek en jy in die hemele ingaan na die koning van die konings toe, dan ontvang ons van hom. Maar ek en jy kan net vrymoedigheid hê om by hom in te gaan. Wanneer ek en jy deur die seun, met ander woorde deur die woord van God na hom toe gaan. Dis ons vrymoedigheid. Ek stap nie in die troonkamer nie, ek stap deur die woord van God, en Christus is die een waardeur ek ingaan. Hy sê ek is die deur. Ek is die deur. En wat is die deur? Die woord is die deur. En daarom, ek wil amper sê, ons covering,
Ons covering van vrymoedigheid is die woord van God. En ek kan nie in my vlees daarin gaan nie. Dis 'n onmoontlikheid. En daarom kry ons baie keer in die kerk hoor jy hierdie ouens wat sê, ek het vrymoedigheid om voor die Here te verskyn. Ek gaan nou instap. Weet jy wat? Daar's net een manier hoe jy ingaan en dit is deur die woord van God. Jy gaan nie daarin en kom sê ek gaan nou op pa se skoot gaan sit, want dis wat die ouens doen. Ek gaan op pa se skoot sit. Ons het so arrogant geword. Want weet jy wat, as jy nie die woord verstaan nie, gaan jy jou eie ding doen. As ek hom nie raadpleeg nie. Want Paulus sê ek spreek woorde van waarheid. Wat is die woorde van waarheid? Dis nie, alles wat ek sê is waar nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Die woorde van waarheid is die woord van God. En die woord van waarheid is alleenlik waarheid as die Heilige Gees dit vir jou waarheid gemaak het. Goed. Paulus vra die vraag aan Agrippa, vers 27. Glo u die profete koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Byna. Want jy sien solank as wat jy nog koning is in jou eie lewe, is dit vir jou onmoontlik om die koning, waartoe ek en jy vrymoedigheid het om na toe te gaan, voordat ons in sy troonkamer, in sy troon van genade tot die troon van genade kan nader. Paulus sê, vers 29, ek sou wel God wil bid, dat sowel byna as heeltemal nie u alleen nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buite in hierdie boei. Wie is Paulus? So mag word soos ek is. Wat sê Paulus? Paulus sê, ek het vrymoedigheid, deur die woord van God, om in te gaan na die koning toe, om my erfdeel van hom te ontvang. En ek sou wens dat ek dit met julle kon deel. Maar jy, Agrippa, het dit so pas van die hand gewys. Jy het dit so pas van die hand gewys, want jy sê byna het jy my beweeg. Jy gaan my nie beweeg nie, maar jy het my amper beweeg. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op en die gouverneur in Bernice en die wat saam met hulle gesit het. Dit is nou genoeg gehoor. En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeye verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kan losgelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Jy sien, Paulus beroep hom alleenlik op die keiser, omdat hy het geweet, God kan hom uit hierdie verknorsing red op enige stadium in hierdie proses. Hy kon hom voordat hy aan Festus verskyn het gered het, of voordat hy aan Agrippa verskyn het, kon die Here hierdie ding uitgesorteer het, maar die Here het vir hom gesê, jy gaan Rome toe gaan, jy sal voor die keiser verskyn. En daarom het Paulus hom op die keiser beroep. Hy het hom nie op die keiser beroep omdat hy in die keiser vertrou het nie. Hy het hom op die keiser beroep omdat hy geweet het, hy het 'n opdrag, hy moet Rome toe gaan, want in Rome moet hy die evangelie ook na Rome toe vat. En dit is hoe ons werk, want ons verlossingslewe is in Christus, en ons is nie in boeye, al is ons in boeye nie. Met ander woorde, wat sê ek daarmee? Terwyl ek en jy in boeye is in ons vlees. Want ons sal altyd, jou vlees is altyd gebind. My vlees is geborge in hierdie aarde, maar die Here sê, kom kry jou erfdeel by my. Kom na my troonkamer toe. Hoe gaan ek na sy troonkamer toe? In die gees. Gees en waarheid. Kan ons met vrymoedigheid voor die koning verskyn en alles by hom kry wat ek en jy nodig het om ons erfdeel in Christus te bekom. Amen.